Baie welkom by nog 'n episode binne ons reeks van die Vroeë Kerk. My naam is Danny Vermaak en saam met my sit my wonderlike kollega Sheldon Graham, ook 'n teoloog, en ons is besig om te gesels oor hoe die eerste eeuse Christen of die eerste 200 jaar se Christene anders te geglo het dalk as wat ons glo. Maar enkele goed, is nou nie iets wat die mat onder ons uitdruk nie, maar is dalk goed dat ons langs die pad dalk bietjie verloor het of vergeet het of net weer kan herontdek of weer kan waardeer en deel kan maak van ons eie spiritualiteit en navolgingskap van Jesus Christus. Nou ek en Sheldon gesels hom net lekker. Een van die welkom Sheldon, ek eers vir jou sê welkom. Dankie Daan. Ekskuus, ek gaan net aan asof mense weet jy sit hier. Een van die goed wat gebeur het, wat ons diep van bewus is, dis iets wat eie is natuurlik aan die hele antieke wêreld van gemeenskap. Ek gaan dit nou vir ons luisteraars verduidelik, teenoor iets wat na die afklaring is, die 15de, 16de eeu. Ja, 16de eeu, die Renaissance en die afklaring, die verligtingstydperk, soos ons in Afrikaans sê, wat daar 'n groter fokus op individualisme gekom het, of 'n skuif na individualisme. Dit beteken dat ek meer dink in terme van ek, teenoor die vroeë kerk in terme van ons. Nou, kom ek wys gou die verskille net uit. Die antieke wêreld was 'n groepsmens geweest. Dit beteken, hulle het nie soos vandag sielkundiges gehad, wat in Sheldon se oë kan kyk en kan sê, ons luister na wat jy sê, ek weet wat binne in jou aangaan nie. So, hulle het Sheldon nie as 'n individu gesien, los van die groep waaraan hy behoort nie. So, wat die antieke mense gedoen het is, in Jesus se tyd ook, hulle het gekyk aan wat 'n groep behoort Sheldon, en die groepsidentiteit, die gesin, of die groter groep, of streek, het gesê wie Sheldon is. Byvoorbeeld Paulus sal praat van die mense op Kreta wat wynsuipers en leiaards is, van die mense op die eiland Kreta. So as jy van daar af kom, is jy 'n wynsuiper en 'n leiaard, dis jou identiteit. Yes, ja. So groepsidentiteit was 'n baie belangrike ding vir die antieke mense gewees, en ook hulle verstaan van hulle geloof in die kerk. In navolgingskap van Jesus. Daar het hulle identiteit bepaal. Waar in die afklaring in die Renaissance het daar 'n groter verandering of 'n skuif begin plaasvind na idealisme, waar mense begin kyk het na jou en jy as individu. Ons wetenskap het verder ontwikkel, ons sielkunde het ook jou as individu begin uitlig. Ons niks fout met sielkunde wat ons sisteme ook kyk, soos die stemteorie in die tweede orde kibernetika en al die ander goed, maar die individu in die westerse mens 'n baie belangrike rol geword. So byvoorbeeld, ek onthou dat ons het begin praat van persoonlike Bybelstudie. Dat ek wat ons in die aand gedoen het voor jy gaan slaap het. Jy het jou Bybel langs jou bed en jy lees jou Bybel alleen en jy bid alleen. Ons het wel huisgodsdienst gehad, onthou ons ook groot geword het. Dit ook gehad, waar ons huisgesin net Bybel saam gelees en gebid het, maar dan het jy alleen ook Bybelstudie gehad. En as mense gepraat het oor toewyding, spiritual devotion, het hulle gevra van, hou jy persoonlike Bybelstudie, persoonlike stilte tyd? Ek onthou so 'n storie. My pa het altyd gepraat van die tyd wat ons saam Bybel lees as boeke vat. En ek het so 'n oulike maatjie gehad, 'n meisie maatjie, so 'n jaar jonger as ek. En ons is so muur wat ons erwe van mekaar geskei het, en baie keer in die aande, veral in skoolvakansies, dan speel ons baie saam. En dan roep ons mekaar by die muur, en ek roep vir Celeste. En sy kom en ek sê, of sy roep my altans, en ek kom na die muur toe, ek sê, hoorie Celeste, ons is nou net klaar geëet, ons gaan boeke vat. Sy vir ons sê, waar na toe? En haar kop, hulle is ook gelowiges, hulle het ook hulle eie ding gedoen, maar haar kop is, maar wat gaan nou hier aan? Dit is net iets wat ons in die huis gebruik het. Maar dit is baie individualistiese ding geword. Byvoorbeeld, ons kan 'n liedboek hier van die rak afhaal, en ons kan oopmaak by ons liedere. Daar is liedere wat praat van ons, maar daar is baie westerse, moderne liedere wat praat van ek en I. So, daar's net 'n groot skuif, maar dit is nie as gevolg van ons geloof wat noodwendig wat geskuif het nie, maar dit is iets van ons wêreldbeeld, van 'n fokus van ek vind my identiteit in 'n groep in die antieke wêreld, na ek is my eie mens vandag in 'n moderne wêreld, maar dit het 'n invloed op hoe ons Bybel lees en hoe ons saam is as Christene. Wat is jou waarneming van dit? So, ek dink ook is belangrik om te sê, dis nie net jy vind nie net jou identiteit nie, want dit klink nou soos ek vereenselwig myself net met 'n groep. Jy vind jou oorlewing in 'n groep. Dis baie waar. Soos in jou fisiese oorlewing. Ja, as jy
uitgeskop word uit jou groep uit in die antieke wêreld wat jy was, dan het jy verseker amper dood gegaan. Ja. Dit is amper verseker. Dit is verseker. Dis kom die groepe belangrik was. Ja, dit was groepe beteken oorlewing en dis die Christendom so uniek ook gemaak het, want mense was bereid om hulle tradisionele groepe te los om deel te vorm van die Christelike groep. En die doop was die merker daarvan. Yes, en jou doop was jou nou merker van jou, jy is nou nie gebore in 'n nuwe familie, 'n nuwe groep en jy het 'n nuwe identiteit. En dit jy kan maar jy sê mal waar, so jy sê behalwe net vir identiteit en groepe, jy sê ding wat ek nie gesê het nie, en is baie waar. Ja. Jou groep het jou beskerming en sekuriteit gebied. Want binne dit, behalwe net vir fisiese beskerming, was daar ekonomiese beskerming. Maar die groep het jou ook daai nodige kredietwaardige identiteit gegee, dat as jy by die mark opdaag en jy het nie jou sak meel of mielies of pompoene om te ruil vir skoene nie, dan sê vir hulle, ek gaan dit oor 2 maande vir jou bring, maar ek het nou regtig skoene nodig. En daai kredietwaardigheid sê, maar weet jy, ons weet jy is deel van daai groep mense, en daarom is ek bereid om hierdie risiko te neem en transaksie te doen met jou. En ons sien dit veral uitspeel in die Paulus se briewe aan die kerk in Thessaloniki, waar dis nou die brief van Thessalonisense 1 en 2, waar die stad Thessaloniki is baie erg teen hierdie Christene. Hoekom? Want hulle is die enigste groep in die hele stad wat nie wil deelneem aan die praktyke van die ander groep nie. Dit wil sê die offergawes wat hulle gebring het, die feeste, al die ander groepe, wel, dis eintlik hoe dit werk, wanneer die stad aanbid het, en wanneer hulle feeste gehou het, alle groepe het deelgeneem daaraan. En hier kom hierdie Christene en hulle sê nee, hulle gaan nie. Want hulle gaan nie deelneem aan afgodsvleis eet nie, hulle gaan nie deelneem aan die afgodsfeeste nie. En ons sien dit, Thessaloniki se grootste probleem, die kerk in destyd is, hulle ly honger, want niemand wil met hulle handel dryf nie. So dit is letterlik, dit bepaal wat 'n groep jy aan behoort, dit jou oorlewing bepaal. So Paulus skryf heeltyd vir hulle, hou moed in hierdie tyd. Moenie julle ondersteuning sal kom tussen mekaar. Moenie kyk na buite vir ondersteuning en kyk na mekaar, hoe kan julle mekaar ondersteun? So dit het moeilik gegaan in daai tyd. So dit is eintlik die belangrikste ding wat ons moet vat van hierdie gemeenskap tussen teenoor individualisme. Dit was jy het nie 'n keuse gehad in daai tyd nie. Nou het jy 'n keuse. Ons kan dit self sien in die kerk. As jy hierdie week nie hou van wat die dominee sê nie, gaan jy volgende week na 'n ander kerk toe. Dit is maklik en niks gaan met jou gebeur nie. Sondag gaan leeg wees. So niks gaan met jou gebeur, sleg gebeur nie. En as jy weer daar besluit, ag, hierdie persoon praat nou nie meer vir my nie, kom jy maar weer terug. Ons sien dit maar baie gebeur. Maar ag, in enige ding kan ons dit sien. Daai gevaar buite 'n groep bestaan nie meer nie. En dis hoekom individualisme eintlik maar. En dit is deel van Handelinge 2 wat ons sien ook waar die vroeë kerk al hulle besittings in mekaar gedeel het. Behalwe vir hierdie Christus immanente wederkoms van ons gaan nie lankie wees. So kom ons help mekaar net om hier deur te kom. Was daar ons beskerm mekaar, ons help mekaar om hier deur te kom, te oorleef met in die armoede, hierdie 80% onder die broodlyn mense wat ons vroeër van gepraat het al. So daai speel nogal 'n groot rol. En dan vandag as iemand sukkel, dan is hulle op hulle eie. En dan moet hulle of by die kerk se maatskaplike raad, die Christelike maatskaplike raad, of by die staat met hulle welsyn probeer uitkom. Maar eintlik word ons westerse samelewing groot gemaak om ons kinders so gou as moontlik onafhanklik te maak, dat hulle op hulle eie voete kan staan. En dit is ook 'n mooi ideaal aan dit. Maar ons verloor ook aan die ander kant iets weer van die groepsdinamika, van ons is verantwoordelik vir mekaar. Maar die Afrika mense wat ek nog maar jou boontoe dink, van ons is 'n groep en moslems werk ook so. Dit is altyd vir my interessant as ek met mense praat oor veral Islam. Hulle besef nie, Islam kry baie van sy praktyke van die vroeë Christene af. Van die Jode en die Christene. En van die Jode en die Christene. En die huisgesin, ek hoor baie keer mense praat oor so, hulle sien hier moslems, hulle bly almal baie
baie keer in dieselfde huis of dieselfde generasies, generasies ouma, saam oupa, en hulle ja. gooi hulle geld mos saam en almal Ja. kry dieselfde uit en dis hoe hulle werk. Sê maar ja, dis hoe die vroeë Christene gewerk het. Hulle leer dit van ons het dit verloor as westerse of ons het dit nooit eintlik eers gehaat as die westerse. ek en jy nie, ja, ons het dit nooit gehaat nie. Waar was jy Maar ryk as? weer eens die bril wat ons deur lees. Ons lees dan weer die Bybel so. Ons sien die Bybel soos wat ons vandag huisgesinne sien. Dit is eintlik nie wat jy moet doen nie. Hulle het baie anders gewerk as ons. Hulle het nie net as jy jy het nie net sommer van jou ma en pa weggeloop en jou eie ding gaan begin doen of wat ook al nie. Dit is skande as jy ma en pa se verlore seun. Yes, vir sy verlore seun, presies dit. Die hele gesin is skande, nie net die pa nie, die hele gesin. Almal in die skande. So jy kan nie net doen wat jy wil nie. Jy het invloed op die eer van daai gesin. Yes, ja. Dis definitief so, maar individualisme bring weer van ek kan op Facebook en sosiale media sê wat ek dink en ek kan my opinie uitspreek en ek het geen eer en skande wat ek plaas teenoor ander mense nie. Alhoewel ons maar tog, jy's 'n dominee, jy kan ook nie net sê wat jy wil en jy mond spoel wat jy wil en sê nie, want jy verteenwoordig nou maar vir Jesus en natuurlik kan ook die instelling waarvan jy deel is wat ons die NG Kerk. Maar daar is 'n stuk individualisme. Jy kan nog wegkom met baie teenoor die antieke wêreld of mense wat groepsgebonde is nie. Nou. Ja, maar dit is nou hoe ver ons gaan. My oorlewing hang nie daarvan af eintlik nie. As ons so kan, waar destyds is as jy iets teen die groep gedoen het, dan het dit jou lewe gekos. Meeste van die kere. Nou soos ek en jy leef ons baie in 'n individualistiese kultuur, individualisme, en ek het ook groot geword van jy lees Bybel, persoonlike Bybelstudie, persoonlike stilte tyd en hoe meer ek by die kerk betrokke geraak het en hoe meer ek deel is van die kerk en geloofsgemeenskap, behalwe wat jy net fantastiese mense leer ken. My mond hang oop wat se kwaliteite, wat se tipe mens jy leer ken. Ons het vroeër in episode 1 of 2 gesê van die goeie nuus vir Jesus van die lae sosio-ekonomiese klas en daar's uitskieters en ons is in die middel-ekonomiese klas. Maar die tipe mens wat deel is van die kerk, hang my mond oop. Ek kan partykeer, ek moet eerlik sê, ek was nou die Sondag dat het goed gebeur en ek so 'n bietjie oor die instelling is 'n bietjie nie baie positief nie. Oor die kerk is instelling. Maar die oggend is ek preek daai oggend en die mense instap. Daai mense voel vir my soos familie. En my attitude, my ingesteldheid verander vir oomblik want ek praat nie van 'n mense namens die kerk nie. Ek praat van 'n mense namens God wat skrikwekkend is, wat ek vir hulle probeer begelei om iets van Jesus en God se stem en sy liefde en genade te weervaar. Hierdie mense wat hier instap is meer as net die kerk. Hierdie mense is almal lief vir die Here Jesus en hulle wil graag sy stem hoor. En daar het iets in my gemoed gebeur dat ek besef elke persoon te groet, besef ek, weet jy wat, ek kan my issues met die kerk kan ek los in die instelling, maar hier gaan dit oor God se mense. That's it. Maar wat ek wel geleer het is by die kerk. Kom ek maak eens 'n bietjie ietsie oor myself. Ek is gemaklik, ek sou gaan programmeer het as geen teologie swaar het nie. Ek kan vir ure op my eie wees. Ek kan geprogrammeer, my eie ding besig mee wees. So, alhoewel my ma altyd geglo het, ek sê die sosiale butterfly en ek soek altyd mense op en so. So, miskien is dit reg, miskien nie, ek weet nie. Maar ek het besef dat op my eie as 'n individu doen ek nie so goed nie. Wanneer ek Bybel lees, ek maak vat die Bybel as 'n spirituele dissipline. Wanneer ek Bybel op my eie lees, is dit interessant, ek kan studie doen, ek kan baie vinnig vorder oor klomp goeders, maar vir my die lekkerste tyd in my week is die woensdagoggende wanneer ek by die manne bediening is, ons almal lees dieselfde teks en almal gesels saam met dieselfde teks en ek baie keer agterkom en sê maar ek het nog nooit so reg gekyk of hierdie vrae gevra of hieroor gewonder het nie en hier bring ander manne wat nie teologie geswat het nie, gelowiges wat ook net nadink, diep insigte vir my oor God en hoe ons die Bybel saam lees. So, ek dink die Bybel natuurlik is in die eerste plek nie geskryf om as individu gelees te word nie. Alhoewel ons toe later dit gemaak het, na die afklaring en Renaissance, het ons 'n persoonlike stilte tyd ontwikkel, maar eintlik was die Bybel in briewe geskryf wat in geloofsgemeenskappe voorgelees is. Soos boeke wat in gemeenskappe voorgelees is. As die Ou Testament is in 'n sinagoge voorgelees, die mense net 8 of 9% mense kon lees of skryf. So daar 'n rabbi wat kon lees of skryf het voorgelees en die res van die 80% of 90% mense moes dit memoriseer. En hulle het nie al die dele van die Bybel gehad nie,
hulle kan nie dit gehad het wat hulle kan onthou. Hulle het natuurlik fenominale geheue al ontwikkel, manier van memorisering, so dis nie soos ek en jy wat 'n nommer na dag 2 vergeet nie, hulle het dit onthou. Maar daai insig, daai kollektiewe wysheid van om die Bybel saam te lees, is eintlik fenomenaal. Maar ja, dit is, soos jy nou gesê het, ook waar ek en jy dalk, of ons vandag het nie verkeerd verstaan nie, maar nie besef nie. Ja. Dat eerste is hierdie briewe en hierdie tekste is geskryf, nie dat elke persoon dit lees vir hulle self nie, Ja. maar laat dit vir 'n groep gelees word. Ja. En daarom beleef ons dit self nou, wanneer ons die tekste in groepe lees, dan word dit vir ons meer, seker meer lewendig, kom ek sê, meer lewendig. Want eerste plek, dit is hoe dit geskryf is. En ek is soos jy ook, ek kan ure op my eie wees, maar ek besef ook baie vinnig, dit is nie goed vir 'n mens nie. Want ons as mense is nie so geskape. Ons is nie geskape om in isolasie voort te gaan nie. Regtig nie. En daarom het ons, dis kom as mense ook baie keer, ons praat baie in teologie daaroor, of in die kerk veral, is, sal 'n kerk of sal die kerk ooit doodloop, of sal die kerk ooit nutteloos wees? En my antwoord is altyd nee. Hoekom? Eerste plek, God, Christus is die hoof van die kerk, so sy kerk sal nie uitsterf nie. Maar die tweede ding is dit is so uniek. Kerk, soos jy nou gesê het, nie kerkgebou nie, maar 'n gemeenskap van gelowiges is so uniek. Jy kry dit nêrens anders in die wêreld nie. In geen ander vorm waar mense by mekaar kom in aanbidding tot God nie. 'n God wat aarde toe kom nie en deelneem. Nêrens anders kry hierdie ding waar God self ruimte skep waar sy kinders, sy gelowiges deelneem in dit waarmee hy besig is nie. Dit is definitief so. Toe jy gepraat het van die kollektiewe geloofsgemeenskappe en die huisgesinne en die moslems, ek het 'n kennis, ek wil nou weer 'n vriend noem, ons nie gereeld as mekaar praat nie. Tahir is sy naam. Tahir is 'n moslim, deel van die Islam geloof. En een ding wat hy vir my vertel het tydens 'n kuier en 'n voorbereiding, 'n ding wat ons saam aangebied het, wat vir my so mooi is, dat hy vertel dat in die moskee waar hulle saam aanbid, is hulle klomp verskillende geloofstradisies. Hy was van Sunni, Sufi, hy is van die Sufi geloof, dink ek, of tradisie gewees. Is klomp, is nie net, die Islam is nie net een geloof nie, ook soos die Christen geloof, klomp vertakkings en idees en filosofiese strominge. Maar wat vir my so mooi was, hy het gesê, hulle staan skouer aan skouer teen mekaar wanneer hulle aanbid. Dink ek, wow, so dit is so vir die ingedoomde, dis hy staan skouer saam met die AGS en die Pinksterpastoor en saam met die Rooms-Katolieke priester, wanneer ons saam aanbid. En dit is eintlik veronderstel is om te wees. Ja. Maar dis my so mooi is eintlik ook dat die NG Kerk wat deel is van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, ons, so ander woorde, ons is nie deel van 'n groepie op ons eie nie. Ons is ook deel van die Wêreldraad van Kerke, ook van die Wêreld Gereformeerde Raad van Kerke, wat vir my so eintlik sê, ons is deel van 'n groter liggaam, van 'n groter gemeenskap, groter geloofsgemeenskap, net as hier in die Landespark of in Suid-Afrika. Ons het nou, het ek so met vriende gekuier, sit op 'n wynplaas en ek kan nie onthou hoe die gesprek gekom het nie, maar hy vra toe vir my, hulle is nie in die kerk, NG Kerk nie, hulle het buite in 'n ander geloofstradisie groot geword in die Christelike geloof. Hy vra toe vir my, sê iemand vir ons as ons nou voorberei wat ons moet preek. Dis altyd glimlag op jou gesit, jy kan ek glimlag. Ek sê vir hom, nee, ek sê wat ons wel het, ons te preek rooster, wat bietjie tekste oor 'n siklus van 6 jaar orden, hoor mooi, dis deel van die gemeenskap, dis nie individualisties nie. 6 jaar orden, en daai keer moeilike tekste wat ek van hou, wat vir ons gegee word, wat ons nou baie goeie navorsing oor moet doen, en dit in vandag se konteks moet deel, want daai tekste is universeel, en praat vandag nog met ons. So definitief, daarom het daai tekste oor al die laaste 2000 jaar en nog meer in die Ou Testament vir gelowiges iets beteken, en daarom kan ons daaruit preek, ons sê maar, wie is die God wat vir ons lewe gee en saam mee reis. Maar in vakansietyd kan ons eie teks kies, en dan sit jy maar en jy bid en jy
glo ek dat God vir jou begelei om insig te kry oor iets of iets wat in jou hart bruiswaai staan wat ek glo goddelik geïnspireer is. Dit deel jy met die mense. En so gaan die gesprek aan en hoor nou mooi, sy individualistiese kyk op dit, want sy kop is, jy as dominee is individu, moet nou by die gees nou alleen hoor. Jy is nie ingeskakel by groter gemeenskap nie. Toe kom het oor, maar die goeders wat ek preek, is dit soos wat ek en jy, hoor die individu, en elke keer as hulle praat oor hulle eie geloof, is dit God wat hulle help in hulle besigheid. Nie die besigheid nie, hulle help in die besigheid. Die individu daar help, en die individu sê dit, die gelowige is. Nou, almal van hulle bedoel goed en ervaar God as hy help hulle, maar gaan toe oor die versorging van armes, noodverligting, ons maatskaplike deel van die kerk, been. En hulle vra toe, maar ek sê toe van, oor die synodes, hy het gedink, ons algemene synodes sê van wat ons moet glo, wat en hoe ons moet doen. Ek sê van, nee, dis meer een rigtinggewend, riglyne wat gegee word, maar eintlik gebeur goed op kerkraad, die kerkraad is die regpersoon, en elke kerk is eintlik so, amper so op sy eie, maar gelukkig is hy gesamentlik deel van die NG Kerk, of in 'n groter liggaam met ringe, synodes en algemene synode. En hy is so nou verras, want hy het gedog, die algemene synode sê was reg en verkeerd, en wat ons moet preek, en wat ons moet doen. En ek sê nie, wat op algemene synode vlak bespreek word ook, is noodverligting, krisisse, issues wat ons beleef, wêreldwyd en in Suid-Afrika, misdaad, vroue geweld, dis goeders. Hy is so verras in alles. Ek sê toe vir hom, ek Google gou, en ek sê toe vir hom, ek sê, in laas jaar, het die kerk, NG Kerk, 1,2 miljard rand spandeer aan noodverligting en maatskaplike werk. Hy sê, wat? Hoor sy volgende vraag is, hoe kan jy, hoor is individuele vraag, hoe kan jy toegang kry tot daai fondse? Moet jy aansoek doen, alles? Ek sê, jy verstaan nog steeds nie hoe dit werk nie. Dis bottom up. Dit is wat die kerk kollektief, gesamentlik doen in Nederland, die NG Kerk. Ek praat namens NG Kerk. So ander woorde, NG Kerk Laris Park spandeer meer as R1 miljoen per jaar aan dit. NG Kerk KSM sal iets anders doen, Oosterlas, Moroletta, noem ek NG Kerk orals op, en Piet Retief sal goeders doen, en saam maak dit 1,2 miljard rand op van noodverligting in hierdie land. So, hoor jy, hoe mense partykeer vassteek in moderne geloof vandag van individu, hoe kan jy, hoe kan ek, en die liedere wat ons sing is I, en dit bevestig al die goed in die kerk van individualisme teenoor, ons is deel van 'n groter liggaam vandag. En soos daai tyd. Ek het die liggaam nie nodig vir beskerming noodwendig nie, want ek kan op my eie dalk survive, maar as 'n liggaam en ons gesamentlik kan ons meer doen, maatskaplik. Maar ek en jy kan in 'n liggaam, in 'n groep, meer insig ook kry, en wysheid kry uit die skrif uit, en die saamlees. Ja, daai is moeilik. Jy het seker ook al die term gehoor van 'n takeaway geloof, of 'n takeaway kerk. Vertel vir my. Van, dit is eintlik wat kerk geword het vandag, maar dis as gevolg van die samelewing is, ek kom kerk toe om hierdie week, wat kan ek kry? Wat kan my hierdie week voed, tot ek uitloop, tot volgende week? En dis eintlik so hartseer as dit is, al is wat kerk word vir mense, is hierdie ding van, om myself op te vul, sodat ek die week kan leegtap, en weer opgevul kan word. Dit is glad nie wat die vroeë kerk is nie, dit is glad nie wat Jesus kom verkondig, as die liggaam, en dit is half hierdie, verskil veral tussen ons wat, westerse denkraam het van, dit is op die voorgrond van, wat kan jy vir my doen? Dit is hoe, in alles, in die wêreld, die ekonomie, wat kan jy vir my doen? En wat is jou rol? Ons word human doings en nie human beings nie. Wat kan jy bied vir die samelewing? En ek preek het baie keer as ek by ouer huise kom, ook sê, dis ons ingesteldheid
ons wil aftree van ons werk want dan het ek klaar genoeg gedoen en nou kry ek my pensioen as 'n reward vir dit. En dis nou die jong mense se beurt. Ja, is nou die jong mense se beurt en dit is hoe ons Christendom ook dan nou sien. Sê, wat kan ek vir die kerk doen? En hartseer genoeg, daar's baie dominees wat dit ook doen. Hulle kom op die einde van hulle loopbaan en sê, kyk wat het ek alles vir die kerk gedoen. Wat gaan julle nou vir my terug doen? En ek sê vir my mense al, jy tree nooit af vir die evangelie nie. Jy tree nooit af vir God nie. En dit is die vroeë kerk se boodskap, dis die rede vir die kerk is nie, wat kan die kerk vir my bied nie, is wat kan ek vir die kerk bied. Dit is die huisgelowiges, dit is hierdie samekoms, die gemeenskap. Wat kan ek bied vir hierdie gemeenskap, sodat hierdie gemeenskap vooruit kan gaan? Dit is eintlik die denkraam wat ons moet hê vir die kerk vandag ook. Nie wat kan ek kry by die kerk nie, maar wat kan ek bied vir hierdie gemeenskap, sodat die koninkryk van God verkondig kan word. Ja, nee, dis definitief so. So die vroeë kerk wat anders gedink het, in terme van as 'n gemeentekollektief, maar dis meer van die antieke wêreld waar gewees, nie net van die kerk nie. Maar ons wat in ons individualisme beweeg het, waar daar mooi dinge is, van selfstandigheid ensovoorts, maar verloor ons bietjie ook iets in die daarom weer van ek kan baie by jou leer. En dis was so lekker om saam met jou te gesels. Want as ek alleen hierdie aangebied het, was die naaste by so ryk geweest. Dankie vir jou tyd. Volgende keer of in die volgende episode gesels ons 'n bietjie oor hierdie tema van lyding en vervolging teenoor hoe ons geloof sag en maklik maak. En dit is so, ons het ons geloof, dink ek, maklik vandag. Niemand met wie ek nou praat in Afrikaans word noodwendig vervolg nie, of word ons, of volgende week of volgende keer gesels ons 'n bietjie daaroor. Jy is welkom om saam te gesels. Jy is welkom om my Sheldon op ons webwerf by NG Larespark op te soek, dat ons in gesprek te tree. Dankie dat jy geluister het. Ons praat weer. Dankie Dani. Tot volgende keer.